Die Heer het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. So het die mense van die vroeë kerk mekaar gegroet. En so groet ek vir jou vandag. Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Eergister, Vrydag, was dit Goeie Vrydag. Dit was hartseer dag as 'n mens daaraan dink, oor die lyding van Jesus, dit wat ons hom gekos het. Aan die ander kant, so 'n ongelooflike stuk dankbaarheid vir daardie offer wees van Jesus Christus, dat die Vader hom gegee het ook as 'n offerlam om vir ons te kom sterwe. Gister, Saterdag, was dit stil Saterdag. En 'n mens sou dink aan Jesus wat in die graf was. Jesus wat gesterf het, wat in die graf was. En asof alles half tot stilstand gekom het vir 'n oomblik. Maar tussenin deur hierdie stuk afwagting, wat kom volgende? 'n stukkie entoesiasme wat besig was om op stil Saterdag ook in ons op te bruis. En ja, vanmôre kan ons wakker word en ons sê, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Onthou wat het Jesus gesê in Johannes 11 vers 28 vir Martha? Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Amen. Genade vir jou en vrede, dan van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat voor die troon is, en van Jesus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Dit is so geweldig belangrik. Dis 'n pilaar van die Christelike geloof, om te weet dat Jesus opgestaan het. Alles, hierdie totaliteit van hierdie stuk heilsgebeure, is pilare waarsonder ons in die geloof nie kan klaarkom nie. Die feit dat Jesus gelei het, die feit dat Jesus gesterf het, die feit dat Jesus opgestaan het. En daarom die tema vandag, my Jesus leef. Hy leef in my. Onthou die lied, hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef in my. Die kerk leef, die kerk groei vanuit die opstanding. En daarom is geloof in die opstanding geen onderhandelbare saak nie. Dit is behoort tot die wese van die kerk. Maar deur die tyd was dit vir mense baie keer baie moeilik om dit werklik te aanvaar dat dit sou gebeur. Hoe is dit moontlik dat iemand kan sterf, dat iemand kan opstaan, dat iemand kan lewe? Selfs die mense wat saam met Jesus was, vir hulle was dit ook baie moeilik geweest om te aanvaar dat hy opgestaan het op daardie dag. Hy het daaroor gepraat, maar op 'n manier was dit vir hulle die hele tyd vreemd geweest. En wanneer hulle op daardie dag na die graf toe gegaan het, die vrouens, vertel Markus 16 vir ons, dan was dit eintlik om 'n lijk te gaan soek, om 'n lijk te gaan salf, om kosbare olie en alles bymekaar te maak, om 'n lijk te gaan salf. En wat het hulle gevind? 'n leë graf. En ek wil graag saam met jou vandag lees vanuit Markus hoofstuk 16, in die langer weergawe daarvan. En dit is altyd belangrik dat 'n mens gaan aansluit by die verhaal, en iewerster binne in die elemente van die verhaal ook vir jouself gaan vind, en ook moed gaan kry, en opgewonde kan raak, ook oor die feit dat ons weet, dat hierdie Jesus leef, dat die Vader die versoening van Jesus Christus, ons verlosser, aanvaar het, die versoening vir ons sondes, dat ons weet, ons hoop nie net vir hierdie lewe op Jesus Christus nie, want dan sou ons die ellendigste en die beklaanswaardigste van alle mense wees, maar ons weet, Jesus het opgestaan, en Paulus en almal het ook daarvan getuig. Maar, voordat ek gaan lees uit die woord saam met jou, wil ek vra, dat ons net so vir 'n oomblik ons oë toemaak en bid. Hemel Here, baie dankie, dat ons op hierdie dag kan lewe, dat ons opgewonde kan wees, soos wat ons eintlik elke Sondag opgewonde is, as ons onthou, dat Jesus opgestaan het, en dat hy lewe, maar spesiaal hier op Opstandingssondag. So 'n week terug was ons by Palmsondag gewees,
En as hulle daar sou gesê het, Hosanna en prys hom, dan het hulle Vrydag geskreeu, kruisig hom, stuur hom na die kruis toe. Maar baie dankie dat ons kan lewe vanuit die wete dat hy opgestaan het en dat dit 'n lewende Here is wat ons aanbid. Here, baie dankie dat ons dan nou ook vir 'n oomblik uit u woord kan lees, hier uit Markus kan lees, en ons wil bid dat u ook vir ons sal versterk daardeur in Jesus naam. Amen. Ek lees graag vir jou uit Markus hoofstuk 16. Dit gaan oor die opwekking van Jesus. En nou die verhaal gaan eintlik, sê hulle volgens die oorspronklike teks, net tot by vers 8, en dan is die later gedeeltes dalk bygevoeg. Nou aan die ander kant is daar ook weer mense wat sê, maar as die teks nie langer gewees het nie, dan sou die teks ook enigstens onvolledig gewees het. Die punt is, dit is wat ons ook in ons Bybel het, en ek lees dit graag saam met jou uit die 2020 vertaling uit. Toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome, geurende speserye gekoop, sodat hulle hom kon gaan salf. Baie vroeg op die eerste dag van die week, kom hulle by die graf nadat die son opgekom het. Hulle sê toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip van die ingang van die graf al wegrol? Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip reeds weggerol was. Dit was 'n baie groot klip. Toe hulle die graf binne gaan, het hulle 'n jong man met 'n lang wit stola om aan die regterkant sien sit, en hulle was ontsteld. Maar hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy's opgewek. Hy's nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uitgegaan en van die graf af weggehardloop, want hulle was vol bewering en verbuistering. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. En dan was daar die verskyning van Jesus gewees aan Maria Magdalena. Nadat Jesus vroeg die oggend op die eerste dag van die week opgestaan het, het hy eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy voorheen 7 demone uitgedryf het. Sy het gaan vertel vir die mense wat by hom was, terwyl hulle treur en huil. Toe hulle hoor dat hy leef en sy hom gesien het, het hulle dit nie geglo nie. En dan gaan dit oor Jesus se verskyning aan sy disippels. Hierna het hy in 'n ander gestalte aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland. Hulle het dit vir die res gaan vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, terwyl hulle vir ete aangeleen het. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die mense wat gesien het dat hy opgewek is, nie geglo het nie. Hy sê toe vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Met ander woorde, die blye boodskap aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Hierdie teken sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel. In my naam sal hulle demone uitdryf, in nuwe tale praat en slange met hulle hande optel. As hulle iets dodeliks sou drink, sou dit hulle nie kwaad aandoen nie, en op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. My Jesus leef, hy leef binne my. Hoe belangrik is dit nie alleen dat ons moet glo nie, en soms so 'n bietjie moeilik, want dit is hierdie werklikheid van die geloof, is dat ons moet weet dat bepaalde dinge gebeur het, goed wat ook voorspel sou word, wat Jesus self voorspel het, en dat dit deel van ons moet wees, dat ons dit letterlik fisiek binne in ons behoort integreer, en dat ons daaruit moet gaan lewe. Van die opstanding wil vir ons lewe bring, die opstanding wil vir ons hoop bring, van die opstanding vertel van 'n totaal nuwe lewe, soos wat Paulus in Efesiërs 1 sê, dat dieselfde krag wat vir Christus opgewek het, was ook verantwoordelik binne in ons lewe, in terme van ons verandering tot nuwe mense, tot nuwe skepsels, het uiteindelik gelei tot die ontstaan van, wil 'n mens sê, 'n hele nuwe mensheid.
Maar as 'n mens so 'n bietjie op hierdie verhaal loop van Markus wat so mooi begin, in die begin met hierdie woorde van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En dan ook daar by die kruis in Markus 15, dit gebeur, dan daardie offisier, die centurio, dat hy ook sê, waarlik, hierdie man was die Seun van God. Dan word dit amper soos 'n tipe van 'n toebroodjie wat dit omsingel. Maar hoe moeilik is dit nie partykeer vir mense gewees om dit te glo, dit hulle eie te gaan maak nie. En as 'n mens so loop op die spoor binne in hierdie verhaal, dan is daar die elemente waar 'n mens amper vir 'n oomblik dink, gaan iemand glo? Ag tog, 'n persoon glo nie. Gaan iemand glo? Ja, maar dan bly die twyfel ook by ander mense. As 'n mens so praat daarvan van die vroue wat na die graf toe gegaan het. Na die graf toe gegaan het om vir Jesus te gaan salf. Vroue wat gegaan het met daardie gedagte eintlik vanuit eerbied en respek en liefde om hierdie liggaam van Jesus te gaan salf. En dan uiteindelik daar aan te kom en nog gewonder het oor hoe sou hulle die groot swaar steen by die graf kon wegrol en kon wegkry. En as hulle daar kom, iets van hierdie verrassing dat hierdie steen reeds weggerol was. En dat daar iemand sit, 'n engel, iemand is met 'n lang wit stola aan, wat vir hulle sê dat Jesus opgestaan het, dat hy weg is, dat hy nie meer daar is nie, en dat volgens sy belofte sy disippels hom daar in Galilea sal sien, en dat selfs vir Petrus, wat hom verloon het, dat daardie boodskap ook na Petrus toe moet gaan. En wanneer dit gebeur het, dan is hierdie vrouens net bang. Hulle is vol bewering, hulle is benoud daaroor. Hulle is benoud oor wat hulle gesien het, wat hulle beleef het, en hulle gaan terug. En hulle getuig hoe genaamd nie daaroor nie. Iewers is hierdie werklikheid van die opstanding vir hulle iets baie vreemd. Want hulle was eintlik gereed gewees vir 'n lijk. En selfs al is dit uit die hoogte bevestig, het hulle nog steeds getwyfel daaraan. Maar dan gebeur dit mos dat Jesus aan Maria Magdalena verskyn. Mens dink aan die verskillende oomblikke waar Jesus aanvanklik dalk nie herkenbaar was vir iemand nie, omdat hy ook hierdie Here was, hierdie verreëse, hierdie Here wat verander het, wat hierdie spesiale liggaam reeds sou gehad het, wat op 'n manier ook menslik was en aan die ander kant ook 'n verheerlikte liggaam gewees het. Maar Jesus kom ongeloof te hulp en hy verskyn aan Maria Magdalena. En as sy aan Maria Magdalena verskyn het, dan gaan sy dadelik na hierdie klomp mense wat naby Jesus was, wat treurend was, wat hartseer was, wat seer gehad het, vir wie dit nog 'n verskriklike skok was. En as sy daar kom en sy vertel dit vir hulle, dan glo hulle haar ook nie. Want hoekom sou 'n mens so 'n vreemdheid sommer net so maklik glo? Die werklikheid van die kruisiging, die werklikheid van die dood, was vir hulle so geweldig voor hulle oë, dat hulle die lewendheid van die Here nie regtig kon raak sien nie, en so moeilik dit sou glo, veral wanneer dit ook van hierdie vrou af sou kom. Dalk sou hulle sê, ag, maar sy is die vrou wat van die 7 demone genees is. Hoekom sou ons regtig vir haar geglo het? En dan is daar ook die verskyning aan die mense wat op pad was na die platteland toe. En as 'n mens Lukas 24 lees, dan glo 'n mens dat hierdie 2 mense wat op pad was, hierdie mense wat op pad was na die platteland toe, dat dit die Emmausgangers dalk gewees het. En hulle glo, want hulle kom in kontak met die Here Jesus, en dan gaan hulle na die disippels toe, en dan gaan vertel hulle dit vir die disippels, maar as hulle dit vir die disippels vertel, dan is die disippels nog steeds, die 11, na wie toe hulle gaan, volgens die Markus Evangelie, ook nog steeds ongelowig. Getuienis na getuienis wat kom, maar so moeilik om dit te glo. Ongeloof by die disippels. En dan kom Jesus
En dan verskyn hy aan die 11. En dan is hy ongemaklik met hulle, oor die feit dat hulle nie kon glo nie, want daar was sy beloftes gewees, daar was die werklikheid wat hy vir hulle meegedeel het, dat hy sou opstaan. Maar vir hulle was dit moeilik gewees om dit te glo, en dan is Jesus half ongemaklik met hulle, maar ten spyte van die feit dat hy ongemaklik met hulle sou wees, dan stuur hy vir hulle. Dan stuur hy vir hulle hierdie mense wat ook so broos was, hierdie mense wat weggehardloop het, ook wanneer Jesus vervolg is, wat verdwyn het, en Petrus wat hom verloon het, dan gaan hy, en hy vat hierdie mense, en hy gee vir hulle hierdie opdrag, om na die hele wêreld toe te gaan, en die evangelie te verkondig, die goeie boodskap aan mense te gaan verkondig, maar iets met 'n stuk dringendheid daaraan, van mense moet dit glo, en as hulle glo, dan gaan dit ook met die doop gepaard, maar die geloof is so intens belangrik, en dit gaan ook met bepaalde dade gepaard, omdat die Here ook vir hulle sê, dat hy vir hulle kragtige werkinge sal laat doen, sodat die mense met wie hulle ook sou kom praat oor die boodskap van Jesus Christus, dat die mense sou kon glo. Die detail in die Markus evangelie, wat klaarblyklik die eerste evangelie was, of beskrywing van die evangelie, wat neergeskryf is baie minder, as wat die mens dit kry by die ander evangelies, byvoorbeeld soos in Matteus, en in Lukas, en ook in Johannes. Dis asof Markus, wat die basis evangelie is, as 'n mens dit so kon sê, net die belangrikste elemente neerskryf. Maar vir hom is dit belangrik, dat mense sou glo. Dis die blye boodskap van Jesus Christus, die gesalfde, die Messias, wat die Seun van God is, want dis die boodskap wat hulle moet dra, en om nou die boodskap te kan dra, dat hy die lewende Here is, dat hy nie alleen gekruisig is nie, maar dat hy opgestaan het, en dat hy lewe. 'n boodskap wat gegee is, vir verskillende mense wat uiteindelik ook vir Jesus so sou beleef, reeds voor die tyd. As 'n mens maar net dink daar by sy kruis, wie was daar? Simon van Sirene uit Afrika, die centurio wat hierdie offisier gewees het, oor 100, wat ook daar was, wat uitgeroep het, 'n Romeinse man, dat hy die Seun van God is, wat geglo het. Die vroue wat daar rondom sou staan, aan wie se lewe wat Jesus so intens ook geraak het, oor 'n baie lang tyd, en hulle wat sy lewe geraak het. En dan ook, op die ou einde, hierdie disippels, dat elke ene 'n getuie sou kon word, en ons almal agterna getuie sou wees, dat die Here wat ons aanbid, 'n Here is wat leef, en ek en jy weet, dat die Heilige Gees ook vir hierdie Jesus in ons lewe 'n werklikheid kon maak, en dat ons vandag kan sê, hy leef, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, en kan ons saam met daardie lied ook sing. Hoor jy die Paasfeesklokke, hulle lei van vroegdag af, hulle jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf. Mag die Here jou 'n ongelooflike, dinamiese getuie vir sy koninkryk en vir sy heerskappy en van sy opstanding ook maak. En mag jy die krag en die genade elke dag ook in jou lewe ondervind en leef vanuit die vreugde van jy en ek aanbid 'n opgestane, lewende Here wat heers en regeer. Hemel Here, baie dankie dat ons hierdie dag ook weer hierdie jaar kan vier, dat Jesus opgestaan het uit die dood, dat hy lewe, en dat ons ook weet, dat ons ook sal lewe. Ja, ons grafte sal ook oopgaan, ons sal ook opstaan. Hy is die opstanding en die lewe, wie in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in hom glo, sal nooit sterwe nie. Dankie dat ons U daarvoor kan loof en prys. Amen.
Ek bid dat jy die genade en die liefde en die vrede van die Here en sommer al sy vreugde ook in hierdie dag mag beleef.